Môre, dis Saterdag die 7de Februarie en ek hoop jy het 'n heerlike rustige begin van jou naweek. Miskien sit jy met daardie tweede beker koffie en kyk hoe die dag stadig begin oopvou. Nou voordat die dag se dinge ons heeltemal begin insluit, kom ons gaan sit weer 'n oomblik op die stoep by Isak in Genesis 26 en gaan ons aan in vers 7 tot 11. Gister was ons verheug omdat Isak gekies het om in die droogte te bly. Hy was gehoorsaam. Maar vandag sien ons sy menswees, sy broosheid. Hy raak bang, hy kyk na die manne van Gerar en hy lieg oor Rebekka. Hy sê, sy is my suster. Wanneer ons na hierdie storie kyk, sien ons eers die geskiedenis. Isak, wat soos sy pa Abraham 'n fout herhaal, omdat hy bang is vir sy lewe. Maar daar is 'n fyn detail in die oorspronklike teks wat ons nie mag miskyk nie. In vers 8 staan daar dat koning Abimelech by die venster uitkyk en sien Isak is besig om met sy vrou lagend te verkeer. Nou in die Hebreëus is die woord tzahak. Hy was besig om te Isak, om vreugde te hê. Sy vreugde het sy leuen verklap. Hy kon nie sy ware identiteit en sy huwelik agter 'n masker wegsteek nie. Dit laat 'n mens dink oor ons eie lewens en die boodskap wat dit vandag vir ons dra. Mense kyk dikwels deur die vensters van ons dade om te sien of ons woorde waar is. Isak het gedink sy leuen beskerm hom, maar die Bybel verklaar selfs hierdie oomblik in Psalm 105. Daar staan dat dit eintlik God se bevel was wat gesê het, raak my gesalfdes nie aan nie, wat hom gered het. Nie sy eie slim planne of halwe waarhede nie. En uiteindelik wys dit alles na die groot prentjie van God se plan. Waar Isak gelieg het om sy eie lewe te probeer red, het Jesus voor Pilatus die volle waarheid bely om jou lewe te red. Isak se struikelblok herinner ons net hoe nodig ons die een het wat nooit struikel nie. Dalk is jy vandag bang vir iets. Dalk voel dit of 'n masker of 'n klein leentjie jou gaan help om in 'n moeilike situasie te oorleef. Maar onthou, jy is 'n gesalfde van God. Jou veiligheid lê in sy teenwoordigheid en sy verbond, nie in jou skuilplekke nie. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons prys U as die God van alle waarheid. Help ons om vandag in die lig te loop. Help ons om op U te vertrou wanneer ons bang is, sodat ons integriteit nooit hoef te buig vir vrees nie. Gee ons vandag wat ons nodig het, sodat ons nie buite U hand na ons eie oplossings hoef te gryp nie. Vergewe ons waar ons eie planne gemaak het en maskers gedra het. Lei ons vandag in die waarheid wat net die ewige waarheid kan gee. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie toelaat dat vrees jou integriteit wegvreet nie. Jou veiligheid lê nie in 'n masker of 'n halwe waarheid nie, maar in die een wat beloof het om by jou te wees. Onthou, mense kyk deur die vensters van jou dade om te sien wie God werklik is. So stap vandag in die vryheid van die lig. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.